Dankie Here dat ons volgende net voor U kan kom as die koning van ons hart en ons hele wese. Here, die een wie ons lief het met alles in ons. Here, my gebed volgende is dat U ons hart sal breek vir wat U hart breek, Here. My gebed volgende is, Here, dat elke persoon in sy roeping sal inbeweeg en sal verstaan wat U oor hulle droom. Dat ons plek van vrede sal ontdek. Ons het U liewer as die lewe, Here. Jesus, word verheerlik, Heilige Gees, vul hierdie plek met U teenwoordigheid. Kom bekragtig die woord volgend, Here Jesus. Amen. Amen. Vriende, kan jy plek inneem? Sê, goeiemôre almal. Lekker om julle almal te sien volgend. Ek geniet kerk, ek geniet mense, ek is lief vir mense, dit is lekker om saam met julle te wees. So vandag gesels ons oor roeping en net om in jou roeping of uit jou roeping uit te wees. Ek wil vanoggend 'n radikale stelling maak voor ek begin. As jou roeping of dit wat jy op die oomblik doen nie gekoppel is aan mense nie, mis jy dit iewers. As jou teiken wat jy wil slaan tot eer van die koninkryk nie gekoppel is aan mense nie, mis jy dit. God is in die game van mense, punt. Hallo? Ek wil dit vandag vir jou wys, ek wil dit vir jou uittrek. God se hart is mens. Wat is jou grootste moeilikheid partykeer? Mens. Wat is God se grootste hart partykeer? Nee, nie partykeer nie, altyd. Mens. So is die twee wat bots met mekaar, so die Here gaan nie back down nie. Hy verwag dat ons 'n hart vir mense het. Hy verwag dat ons dat ons sy hart vir mense sal hê. Vanoggend wil ek jou vat na 'n plek toe van vrede weer, waar jy weer gefokus is op dit wat die Here vir jou het. As ek vandag vir jou vra, wat is jou roeping? As ek vir jou sê, waarvoor die Here jou gemaak? En as jy nie vir my kan sê nie, of as jou antwoord nie mense in het nie, een of ander manier, mis jy dit. En as jy tentoon in 'n plek van onvrede, jy tentoon in 'n plek van waar dinge nie sin maak nie, jy tentoon in 'n plek van waar die hemel nie besig is om vir jou te voorsien nie. Ons gaan nou in dit ingaan. Blaai vir my saam na Filippense 2 vers 12 toe. So nou begin. Dit kan ook maar die offergawe skrif ook gewees het. Filippense 2 vers 12. En daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar nou baie meer nou in my afwesigheid, werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Stop gou vinnig daar. Hy sê, werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Elke ou met sy eie heil uitwerk. Dis nie my verantwoordelikheid om jou heil uit te werk. Dis jou verantwoordelikheid om by die Here te sit en jou heil uit te werk. Wat beteken jou heil? Al jou gehoorsaamheid aan hom. En ek wil weer vir jou sê, ek gaan 'n radikale stelling vandag maak. As jy nie in jou roeping iewers mense sien nie, in watse vorm ook al, wil ek nou vir jou sê, jy is besig om vir jouself te leef en jy is selfsugtig. Al en jy verstaan nie die Here se hart nie. Kan ek nog iets sê daarop? Die Here roep ons almal vir mense. Hy roep ons almal vir mense. En ek wil hê jy moet jou heil uitwerk. Ek wil nou vir jou sê, al wat jy in die hemel eendag gaan hê, is jou gehoorsaamheid aan die Here en mense wat jy beïnvloed het tot eer van sy koninkryk. Punt. Baie keer sal ons van sê, Jace, hoekom doen jy wat jy doen? Wel, vir mense, vir jou. Ons doen nou 'n roepingskursus vir ons jou help om in jou roeping in te kry, jou heil uit te werk, te verstaan wat die Here oor jou droom. Nee, ons het 'n geweer mag op, ons is nie 'n gemaklike plek nie.
Hierdie is nie 'n gemaklike plek nie. Hierdie is 'n plek waar ek wil seker maak dat die dag wat jy jou oë toemaak en jy kom by die Here uit, gaan jy sê, prys die Here, JC het sy werk gedoen. Nee, halleluja, ek was toe die peanut in die pakkie en die kop in die ster die hele tyd nie. Ek moes toe eintlik my heil uitgewerk het. Ek moes eintlik effort gevat het en vir die Here gevra het, wat wil U met my lewe doen? En weer eens wil ek vir jou sê, as ek kyk na roeping, my opskrif is kies in of uit jou roeping. In of uit jou roeping is mense. Hoor gou mooi, in of uit jou roeping is mense. Dis van jy dit nie na my gaan luister nie, gaan jou dinges afvee en jy is gelukkig met jou lewe en jy lewe die lewe en jy is die gelukkigste lewe wat daar is. En as ander ouens wat vandag gaan snap, as my fokus, as my scope, soos 'n geweerskoop nie mense sien in my roeping nie, mis ek dit iewers. Wil jy dit verstaan? Wil jy dit verstaan? Dan sê 13, want dit is God wat in jou werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering of teespraak. Dis God wat in jou werk. As ek nou vir jou vra, wat is die werk wat God in jou doen? Onthou eendag sas ek met 'n ou en hierdie het my altyd bygebly want dit het my eintlik geïrriteer. Hy was op Bible College, was een van die senior ouens en ek sê vir hom, wat is jou roeping? Hy sê om soveel as moontlik geld te maak. Dat ek geld het en geld het vir my familie en geld en ek is soos. En hy het een so stupid spreuke skriffie wat glad nie sin maak in konteks nie. Wat hy oor sy familie en geld praat en ek is soos, ek dink nie, dis rarig, jy sit om die meeste geld in die wêreld te maak nie. Want wat is genoeg? Wat is die hemelse currency? Lewens, mense. Nou is die realiteit, as jy vir my sê, ek word geroep om finansies te maak vir tienerkamp, ja, wel daar verstaan jy ietsie. Nou is die tienerkamp aan ons gesê, yay! As ek het tot 'n geel hemp aan en hulle werk nie saam met my nie, halleluja. So ek wil vandag met jou gesels oor 'n interessante ou met die naam Jona. Die wat woordskool gemis het hierdie week, moenie worry nie. You're gonna get it all this morning. Blaai vir my saam na Jona toe. Ons gaan Jona 1, 2, 3 en 4 doen. Okay, so kom ons begin by 1. So Jona 1 vanaf vers 1. Halleluja. Jy gaan jy regtig alles doen. Ek gaan. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. So wat is baie interessant hierso? Eerste is, Jona is 'n profeet. 'n Profeet van wat? Van Israel. Hier sien ons 'n vreemde ding wat ons amper nooit sien nie. 'n Profeet van Israel word gestuur na 'n land wat nie deel van Israel is nie, 'n heidense land in die Ou Testament. Weet al hoeveel keer gesien hoe die Here volke verwoes het in die Ou Testament? Ja, maar hy stuur hy 'n profeet na hulle toe. En ek sê, hoe weird is dit? En vir Jona self was dit 'n nou. Hy sê, Jesus, hoekom moet ek soontoe gaan? En eerste kom Jona, soos baie van ons vanoggend dalk gaan doen, of van julle, of dalk nie een van julle nie, almal gaan luister vanoggend, in Jesus naam en sy lewe verander, amen. En Jona kom, en wat doen hy? Hy sê nee. Hoor wat maak Jona? Vers 3 tot 5. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug. Baie interessant, waar was Tarsis? Hoor wat hy sê, van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jaffe afgegaan, en 'n skip gevind, wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal, hier is soveel goed in dit, nie? En daarin geklim, en saam met hulle na Tarsis te vaar, en van die aangesig van die Here af weg. Kom ons stop gou vinnig daar.
Jy gaan nie van die aangesig van die Here af wegkom nie. Hy's in die game van mense en dit gaan nooit ophou nie. Hy gaan tot die dag wat jy dood is met jou praat hieroor. So either begin nou luister of hou aan dit hoor tot die dag wat jy dood is. Wat is die vinnigste om jou vrou stil te kry? Doen dit net. Die Bybel werk dieselfde. Jammer dames. Wat is die vinnigste om jou man stil te kry? Ek kos. En ons werk net anders. Kyk, ons gaan nie daar nie. Maar julle hoor wat ek sê. So wie het betaal vir daai kaartjie? Jona. So net gou vinnig oor Tarsus. Tarsus, so as jy noordoos, suidwes kyk, is noordoos was wat? Ninive. Suidwes, wes was Tarsus. Hy het presies die teenoorgestelde rigting ingegaan wat die Here gesê het hy moet. Ander kant toe. Die Here sê vir hom daai kant toe, hy sê nee. Toe by die Here opdrag gekry en jy sê soos not gonna happen. Ek onthou die dag toe die Here vir my sê ek moet teologie swat. En ek was soos Here, U weet wat op skool gebeur het. Nie goed uitgedraai nie. Ek het dit gehaat met elke moment, ek wou net rappie speel. En nou stuur U my teologie te swat en is vreemd, die dag toe ek daar instap en ek begin swat, toe is dit die amazingste tyd van my lewe. Skielik is ek 'n A-student, skielik slaan ek soos, verstaan, rare goeie punte, dat almal was soos, wat is fout met jou, kom dit nie so goed. Maar wat, ek het in my roeping in beweeg, ek was in gehoorsaamheid aan die Here, hy het die prys betaal daarvoor. Ek wil hier met 'n paar goed sien. Eerste is, Jona, verkeerde rigting. Tweede is, jy gaan nooit van die aangesig van die Here af weggaan nie. Derde is, wanneer jy van die aangesig van die Here af weggaan, gaan dit jou geld kos. Wanneer jy in die wil van die Here is, soek al eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, wat gaan gebeur? Hy gaan bonatuurlik vir jou voorsien. Wie wil die bonatuurlike voorsiening van die Here hê? Kom in die game van mense. Op watse manier ook al, ek weet nie hoe nie, maar in jou geweer mik sien mense, kry jou fokus op mense, sê Here, hoe wil U my gebruik met mense? Ek het baie aan Jona gedink hierdie week, sommer maar net, verstaan? En Jona het 'n massiewe issue gehad, dat die Here hom gestuur het na Ninive toe. Hoekom? Jy het gedink aan, hoekom het hy so 'n issue met Ninive gehad? As jy die geskiedenis van Ninive gaan kyk, Ninive was 'n aggressiewe nasie, wat bekend was vir wreedaardige oorlogvoering. Hulle was nie lekker ouens nie. Hulle was bekend daarvoor om wreed mense dood te maak, en hulle was hierdie aggressiewe weermag. Tot Ninive, as hulle praat van Ninive, praat hulle van die koning en sy groot manskappe. Nou kyk jy na Israel, en in daai tyd, was Israel baie ingeval en gemoor en aangeval. So hy kon 'n hurt gehad het teenoor hierdie tipe mense, en gesê het, Here, verwoes hulle uiteindelik kan ek nou namens God optree en hoekom wil mense nie by mense betrokke raak nie, want hulle kry seer? Ek vir jou profetiese woord gee, mense gaan jou seer maak tot die dag dat jy doodgaan, so kom oor dit. Mense gaan jou altyd teleurstel, mense gaan altyd iets doen wat jou irriteer, daar gaan altyd 'n plek wees waar jy voel, hoekom? As jy nie daai een kant kan skuif nie, gaan jy nooit verstaan wat die Here vir jou het nie. Ek ingenieur begin dit al, soos, ons begin dit al verstaan, ons is soos, okay Here, ons verstaan hierdie ou gaan ons seer maak, ons verstaan hierdie ou gaan soos 'n stoute tiener aangaan, hy gaan voete skop, of hy gaan ons vloek, of hy gaan kwaad wees vir ons. Okay, môre gaan ons vir 'n koffie koop, om 'n drukkie gee, om soen op sy voorkop, en vir hom sê, kom ons, jy tantrum nou verby, kom ons help jy om aan te gaan. Want ek weet, as ek nie mense voor my kan hou, ten spyte van dit nie, gaan ek dit mis. So kan ons na vir mekaar sê, mense gaan jou irriteer. Amen. Kan ons na vir mekaar sê, hulle gaan jou seermaak. Amen. Kan ons na vir mekaar sê, dat kerk so perfek gewees het sonder mense, maar dan was dit nie kerk nie. En kan ons na vir mekaar sê, dat jy al daai moet leer een kant skuif. Elke dag voor die Here,
amper jouself gaan tip en sê, Here, ek vergewe daai ou, hy het my weer nie gegroet nie en hy het 'n geel hemp aan God volgens. By my gestap aan die ander kant toe gekyk. En dan gaan ons aan. En dan het jy weer mens voor jou môreoggend sê, Here, u genade is nie vir my vandag, so ek wil nuwe genade hê vir hulle. Vir mense, gebruik my in dit, Here. Mors my tot eer van dit, Here. Hoe kan ek mens voor my hou? En ek weet nie hoe die Here jou gaan gebruik nie, maar ek weet as jy jou hart oopmaak, gaan jou op 'n manier gebruik. Maak dit sin? So ek wil nou vir jou sê, Jona het 'n pertinente issue gehad met hierdie volk. Hy het 'n hurt gehad teenoor hulle. En op die einde van die dag het dit hom baie gekos. Ek wil eers hê jy moet sien, waartoe het Jona afgegaan? Hy het afgegaan na die hawe toe. Tweede is, hy vind homself binne in die skip, in die onderkant van die skip. En derde vind hy homself in die bodem van die see. Af. As jy uit jou roeping is dit asof jy net verder en verder gaan wegdryf. En dit gaan net al hoe rowwer raak rondom jou, want jy is nie in jou roeping nie. Maar in jou roeping, wat gebeur? Vrede van die Here. Voorsiening. Deurbraak. Die bonatuurlike. Die vloei van die koninkryk van God. Soos van julle wat hier sit, jy is dalk in 'n storm, en die Here het dalk met jou gepraat, het jou gesê, hey, ek wil jy met mense serve, en jy was soos, nee. Daai ou het al te veel keer vir my gesê, daai koffie is te warm, en jy weet nie om koffie te maak nie. Kan ek vir jou sê, kom oor jou tantrums? Kom oor jou tantrums. En kom weer op 'n plek wat jy sê, mense, Here, mense is vir u belangrik, so hulle gaan vir my vanaf belangrik wees, en ek gaan oor myself kom, en ek gaan my Jona houdingkie drop. So ek wil ander ding vir jou ook uitwys. So wie kan agterkom dat die eerste keer gee die Here vir Jona opdrag, en is redelik maklik. Die Here sê, maak jouself klaar. So ek neem aan, Jona was in 'n gemaklike plek in sy huisie, hy kon sy kleertjies aantrek, 'n lekker warm shower vat. Ek weet nie hoe dit in daai tyd of 'n bak gevat het en gewas het. Ek weet nie wat hy gedoen het nie. Maar hy was verseker nie in 'n walvis se maag nie. Die tweede keer toe die Here met hom praat, is hy uit 'n walvis uitgespoeg. Want hy die eerste keer nie geluister nie. Hoor gemooi, jou gehoorsaamheid gaan al hoe moeiliker raak. So raak net gehoorsaam. Dit gaan al hoe meer interessant raak in jou lewe tot jy op 'n plek kom wat jy sê, Here, ek gee oor, nie my wil nie, want u wil, want jy moet besef, jy's gemaak met sekere gawes, jy's gemaak met sekere genadegawes, jy het 'n sekere roeping op jou lewe, en tot jy dit nie ontdek nie, gaan jy nie vrede hê nie. Jy gaan iets jaag en jy gaan nie weet nie, dis 'n hond wat sy stert jaag. Môreoggend staan hy op, as hy vir sy stert, ek kom vir jou ou, ek gaan vandag is jou dag. En dan ry hy voor 'n trok in en dan kry hy sy ek joke. Hy was net weer, daai het net opgekom, ek is jammer. Ons gaan aan. Dat die belangrike goed. So Jona vlug, né? 1:3, hy vlug. Dan sien ons by vers 4 en 5, en ek wil dit gou vir jou lees. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Jou skip het 'n gevaar om skipbreek te ly as jy nie in die wil van die Here is nie. Ek sal konstant vir die Here sê, en weer eens wil ek vir jou sê, ek verstaan offense, maar hoor gou mooi, dink gou aan jou eie familie. Hoeveel keer het jou eie familie jou teleurgestel? Hallo? Wie se familie het hulle nog nooit teleurgestel nie? Jy lieg. Maar bly dit jou familie? Dis presies hoe kerk werk. Dis presies hoe die koninkryk werk. Dit gaan jou skop, dit gaan jou byt en dit gaan jou teleurstel, en môreoggend staan jy maar op en jy sê, Here, hier is ek weer. Nie met my rooi rok voor jou deur nie, net weer. En kom ons gaan, Here, kom ons kry die mense in, kom ons gaan vir die koninkryk, kom ons kry mense weer voor ons, kom ons kry ons fokus weer reg, kom, ons raak weer u stem.
So Jona kry homself in die storm, en ons weet dat hy van die boot afgegooi word, né? Hy is in die see, so kom ons gaan na Jona 2 vers 9 toe. Vers 9. So Jona vind homself, by 2 vers 9, vind homself waar hy van die boot afgegooi word, waar hy deur die walvis opgevang word, en hy kom op 'n plek wat hy uiteindelik oorgee vir die Here. Hy sê, en daarteen is 2 vers 9, né? Ek daarteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spieg. Die ou vertaling is altyd interessant. Sodra Jona terugkom by sy roeping, wat gebeur? Dinge verander. Jy beleef 'n storm in jou lewe, kom terug by jou roeping. Partykeer fight ons so die storm, ons is soos, nee, ek moet hierdie ding fight, ek moet hierdie ding, en in plaas van net stil te word en te sê, Here, wat moet ek doen? Wys my weer waar u mense wil my gebruik met mense. En toe hy dit doen, sê hy, Here, ek sal betaal wat aan u moet toekom, ek sal terugkom by u woord. Toe spoeg die walvis hom uit. Dit gaan baie interessant. Hoe weet ons dat hierdie nie 'n fabel is nie, maar 'n ware verhaal? Van die teoloë sê dis 'n fabel, van die ouens sê dis 'n ware verhaal, want Jesus verwys weer terug in Lukas na dit toe. Ons sien weer verwysings in die Bybel wat terugverwys na hierdie verhaal toe en praat hieroor en tot Jesus praat hieroor. Nie is 'n fabel nie, is 'n verhaal. Dit het regtig gebeur. So ek wil hê by die prentjie sien. Die eerste keer was dit maklik. Jona, maak klaar en gaan. Die tweede keer was dit, Jona, gaan. Ek wil hê jy moet dink aan 'n tweede verhaal. Moses. Gaan van Eksodus 32 toe. Vers 16. So wat gebeur? En die tafels was die werk van God, die skrif wat ook die skrif van God in die tafels gegraveer. So wat gebeur hierso? God kom, en ek wil dit net vir jou opsom, en ons baie ander wat ek nog wil ingaan, is die Here gee vir Moses die 10 gebooie. Hy skryf dit vol met sy vingers, voor en agter, en Moses vererg homself. Ek het seer gekry, myself nou vererg. Hy gooi die 10 gebooie stukkend, en wat gebeur toe in Eksodus 34? Vir 40 dae en 40 nagte moet hy vas, en dit self. Sy gegatwippery en sy offense by mense veroorsaak dat hy vir 40 dae en 40 nagte nie eet nie, en elke woord wat God te vir hom sê, tik. Jy wil mos. Wie kan agterkom dat die Here nie vir hom gesê het, die mense het nie, so ek verstaan nie. Die Here het vir hom gesê, nou gaan jy niks eet nie, jy gaan vir 40 dae voor my lê en jy sal dit oordoen. Nou sê wat ons wil hoor nie. Ons wil hoor is JC se skuld met sy geel hemp. Ons wil hoor dis Pietie. Nee my chom, die Here het alles vergewe wat jy gedoen het en nog gaan doen. So hy verwag dat jy 'n lewe lei van wat? Waar jy mense vergewe en mense voor jou het die hele tyd. Hoor gou, ek wil dit vir jou lees. Gaan van Eksodus 34 toe, vers 28. Hierdie was my so cool. Halleluja, 28, ekskuus. 34:28.
Ons gaan 10 toe. Ons gaan 10 toe, ekskuus. En hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte. Het hy geen brood geëet en geen water gedrink nie. En hy het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geskrywe. Vir 40 dae en 40 nagte moet hierdie man met 'n hamertjie kap. Die eerste keer het God bonatuurlik aan hom geraak en het vir hom gegee en vir hom uitgewerk. Dis altyd makliker die eerste keer. Jona, eerste keer, Jona, staan op, goeiemôre my seun, maak jou woord op. Hier's 'n opdrag aan jou, Jona. En hy sê, "Jee!" Die tweede keer, imagine dit. Ek wonder het hy geryk. Nee? Ek het net nou die dag, toe braai ek, toe ons in Malawi is, op een van die braaiers daar, en dit het my styk beïnvloed, want hulle het vragtogvis daar opgebraai. Toe ek my stytjies so ryk, toe ryk ek, yes, hierdie is af. Nee? My punt is, nee, ons gaan nie nou in daai debat ingaan nie. My punt is, daar's 'n maklike roete, waar jy uit die storm uit bly, waar God voorsien, Jona homself betaal het vir sy ongehoorsaamheid, waar die Here vir jou deurbraak wil bring, waar die Here se vrede wil wees, waar die Here vir jou binnekant se vrede gee. Hoor gemooi, maak saak hoeveel geld jy maak nie, maak saak hoeveel sukses jy in die lewe het nie, as jy nie inwaartse vrede het nie, het jy niks nie. Wie kan inwaartse vrede koop? Wie kan belê in inwaartse vrede? My vriend, maak nie saak hoeveel keer hulle daai estate vir jou adverteer met die bokkies vir 'n hop en die golfbaan en die karretjies en die alles en daai groen vlaktes nie, jy sê, daai eerste golfbal wat jou venster uitslaan as jy sê, come on, ernstig. Maak saak hoeveel keer en die eerste keer toe ek in my nuwe Fortuner klim en dis nou die 4x4 en dis nou alles en ek is dit nou waaroor almal aangaan, is dit nou die topverkoper in die land. Maar die eerste keer toe ek my fokus op mense sit, toe ontdek ek 'n vrede van die hemel wat geen geld kan koop nie. Toe ontdek ek 'n deurbraak van die hemel wat niemand kan voorsien nie. Toe ontdek ek dat God my vooruit is en vir my berge gelyk maak. Toe ontdek ek dat die Here met my is en my bekragtig en bevestig en omring. En dis amazing. Ek my fokus skuif. Ek gaan nie bang wees nie. Vra liedjie wat hulle gesê het, ek gaan nie bang wees om môre nie opkom. Want ek is besig met jou. Julle hou my so besig, ek het nie tyd om bang te wees nie. Nee, ek joke. My fokus is reg. Fokus is reg. So Jona 3 vanaf vers 4 gaan vir sien toe. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae dan word Ninive verwoes. So kom ons kyk gou vinnig daar. Hy het 'n dag in die stad ingegaan. Hoekom? As jy van Ninive af deurgaan van die een plek tot die ander deel van Ninive, is 'n 3 dae se loop. 3 dae aan mekaar moet jy loop om deur Ninive te kom. So met ander woorde, as hy een dag gaan, waar was hy? Was half in die middel van die stad. En daar proklameer hy, God gaan verwoes. God gaan hierdie plek plat vee. Bekeer julleself. En wat gebeur? Vers 5. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep. En die groot en die klein het hulle met rou gewaad beklee. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rou gewaad gehul in die as gaan sit. Wie kan voel hoe mooi is dit?
Hoor gou mooi. Wie dadelik die hemel net gevoel of dit neersak, toe ek dit sê. Daar's iets wat die hemel laat stil staan wanneer een ou sê, ek draai terug na die Here toe. Ek wil vandag vir jou sê, dalk is jou roeping 'n besigheidsman, belê dan in siele. Dalk is jou roeping om koffie te maak. Maak dan koffie dat die ouens lekker koffie kry, dat hulle kan luister, dat hulle vlees gemaklik is, dat ons hulle kan uitsort. Moet ek sê, in die liggaam gaan daar 'n plek vir jou wees. Vind dit. Vind dit. Want die Here se werk is aktivering, oprigting en hy wil mense in jou versuur kry. Want jy sê ek kan nie praat nie, jy hoef nie te praat nie. Daar's soveel plekke wat 'n ou kan betrokke wees, daar's soveel plekke wat jy die koninkryk kan uitbrei. Maar eers moet jou hart verander. Nou, ek het 'n ek dink dat die Here geweet het Ninive se hart sal draai. Dis hoekom hy hom soontoe gestuur het. Hy het vir Jonas soontoe gestuur, hoekom? Want hy het geweet Ninive se hart sal draai. Nou is die ander ding, wie se harte het nog gedraai? Op die skip het die ouens wat die seevaders se hart het ook gedraai terug na die Here toe. So ek wil nou vir jou sê, daar's die Here se toelaatbare wil en sy perfekte wil. Ja, maar jy sê die Here gebruik my nou en dan. Al die Here kan met 'n kromstokke reguit hou slaan, my vriend, maar wil jy nie by sy perfekte wil uitkom nie, want dis regtig baie beter as sy toelaatbare wil. Daar het 'n paar ouetjies tot bekering gekom. Nou Jona in die water geval het en daar was 'n storm, maar dis dieselfde. Hierso's 5 wat tot bekering kom of hoeveel ook al en hierso's 180.000 wat tot bekering kom. Ek was soos Here, asseblief, mors my lewe, maar mors dit tot eer van U. Mors dit met alles in my. Mors my lewe dat dit vir U iets sal beteken. Punt. Ek gee nie om oor enigiets anders nie. Niks anders maak my gelukkig nie. Ek sal my laaste sent gee. En as julle weet hoeveel keer op 'n uitreik ons die laaste wat die kerk het gee om hierdie ding te maak werk, dan sal jy skrik. Maar ons gee altyd alles. Ons is altyd fully invest. Ons is altyd besig om te gaan daarvoor. Ons is altyd besig om die koninkryk van God te soek. Want in die aand as ek my oë toemaak en ek dink aan die ou wat vandag die Here aangeneem het, die ou wat tot bekering gekom het, of die ou wat hom net ontmoet het, of die ou wat net gesien het hy's goed, of die ou wat net in die middel van die bos gesien het, hier kom 'n groot wit ou op hom afgestap en die kinders huil want dis 'n wit spook voor hulle. Nog nie wit mense gesien nie van die plekke. Daai ou wat genesing ontvang of bevryding ontvang of net liewer vir die Here is. In die aand as ek my oë toemaak, is daar 'n plek van vrede wat niks kan koop nie. Ek het 'n vrede van, ek kan nou doodgaan. Ek kan nou gaan, Here. I've done well. My vraag is nou, as hierdie jou laaste dag is, sal jy voel dit was 'n goeie lewe gewees. Jy het mense in jou versuur gehad. Jy was gehoorsaam geweest. Nou, baie keer kom toets die Here ons hart, soos vanoggend, hy het jou wakker gemaak. Hier is die perfekte inlê weer. Ek meen, jy moet goed kan swem om hier te wees vanoggend. En die Here kom en hy maak jou wakker en hy sê vir jou, vandag gaan jy kerk toe. En ek het geen spesiale advertensie uitgesit nie, ek het niks gedoen nie, want die Here van die leerskare het jou wakker gemaak. Wie's van julle wat vir my sê, jy verstaan dit nie, jy het vanoggend gedink jy gaan inlê. En toe jy voor die spieël staan, sê die Here vir jou, kerk toe. En toe kom jy maar. Want die Here sit jy soos Jona onder die boompie. En dan laat hy dit warm word. En die boom vrek. En Jona wip sy vererg homself. My vrou het gesê ek moet beter myself beter hanteer en ek probeer regtig hard. Sy het al gat gewip hoor. Ek het nog 20 minute van beskerming hiervoor, so ek het gebruik. Ek wil hierdie voor jou bring. Blaai vir my na Jona 4 toe. Toe maar is amper verby. Jona 4 vers 1.
En wat gebeur? Hierdie stad kom tot bekering, of die stad draai om, en Jona was hieroor erg ontsteld, of ontstemd. En hy was kwaad, en hy het kwaad geword. En toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink, terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug. Want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En een wat berou het oor die onheil. Hy sê, ek het U geken, ek het geweet U gaan vir hulle genade hê. Ek wil nou vir jou sê, maak dit al uit in jou lewe, die ou wat jou die meeste irriteer, gaan die Here voor genade hê. So kry jy ook maar genade vir hom. Jy wat met jou kop stamp, gaan die Here voor genade hê. So kry jouself nou al in die regte posisie om genade te hê, liefde te hê, te bid vir hom, in te tree vir hom, die Here te vertrou vir sy redding, in lyn te kom met die koninkryk van God. Mense moet belangriker vir jou raak as jouself. En hoor gou mooi, is van julle wat hier sit en gaan dink, whatever, jy kry net klaar. En is ander, waar daar 'n liggie gaan aangaan, jou lewe gaan verander, en oor 20 jaar van nou af, gaan ek jou sien en jy gaan 'n eyster wees, en jy gaan my vertel wat jy vir die Here gedoen het. Toe maar, sê net een vers oor wat ek wil lees. So vers 4, daarop sê die Here, het jy 'n rede om vertoring te wees? En Jona het die stad verlaat. Gou vir jou inligting gee so, hy gaan sit buite kan die stad, hy gaan sit onder hierdie koelte boompie, of vir die boom wat opspring. Vers 6, en toe beskik die Here, God, 'n wonderboom, en laat dit oor Jona opskiet, om te dien, en skaduwee oor sy hoof, om hom van sy onstuimigheid te bevry. Onstuimigheid te bevry. En Jona was baie bly oor die wonderboom. Eendag nooi 'n ou na sy huis toe vir 'n braai. En ek vertel vir hom hoe opgewonde ek is net oor mense. En sy vrou, hulle is al jare nie meer deel van my lewe nie. Ek dink dit het daar geëindig. En sy vrou kyk so na hom en sê, oh my lovey, now I understand, JC. You know how we feel about Louis Vuitton when we go to New York? That's how he feels about people. Ek het al gesit en vir myself gesê, die Here het hom ook lief. So dalk is jy bekommerd oor die wonderboompie vanoggend, greenies, groenkind. Dalk is die walvisse in die hawe vir jou erger as die mense. Dis van die pad af, man. Nee? O, Jesus, ek het nou sensitiewe dingetjie opgestaan. Wie daai groen demoon gesien opstaan nou? Wie het hom gevoel? Hy het soos 'n wonderboompie opgekom, net daar, hoe waag jy praat oor die walvisse? Hoor wat die Here doen, vers 7, maar God het die volgende môre, toe die dag breek, 'n wurm beskik, en dit die wonderboom gesteek, sodat dit verdor het. En met son op het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword. Nee, ons weet hoe warm dit kan word. Dis daai Februarie, nee. En gewens dat hy mag sterwe en gesê, dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Toe sê God vir Jona, nou kom ons stop gou hierso. Vanoggend het die wonderboompie dood gegaan, deur die wurmpie wat hom gesteek het. En hier is 'n pastoor wat vanoggend vir jou sê, hey, kollega, wat is jou fokus? En van julle is soos, kan ek net nie uitkom, en ander is van julle, ag toe maar, vanmiddag eet ek uit, ek gee nie om nie.
Maar ander van julle gaan besef dat die koninkryk van God mense is, dat God wil hê jy moet fokus op mense. Die Here kom toets ons hart of ons bereid is om dood te gaan vir mense. Die Here wil hê dat ons lewe moet opgee vir mense. As jou lewe te besig is vir mense, is jy besig met die verkeerde lewe. Ek sê dit nou vir jou, gaan jou irriteer en ek gaan dit vir jou in jou gesig sê, okay, wat help dit my dat ek die hele wêreld gewin het, maar ek het my siel eintlik opgegee daarvoor. En dalk is jou besige lewe sodat jy mense kan help. Ek sou kyk daarmee. Ek sou kyk daarmee want ons het almal in die koninkryk nodig. Ons het ouens wat gee, ons het ouens wat saam gaan, ons het ouens wat bid. Dalk is iemand wat vir ons intree as ons gaan. Ek sou kyk daarmee. Dalk is die ou wat gaan, ek sou kyk daarmee. Punt is net, iewers in jou hart sê Here, breek my hart wat u hart breek. Ek bid eendag hierdie gebed jare terug, jong man. En ek sê, Here, breek my hart wat u hart breek. En op daai stadium het ek 'n baie harde hart gehad, nê? Boerseun, lekker taaf groot geword. En die volgende moment gebeur daar iets op TV met iemand en die persoon kry seer en hier begin ek huil. Ek sit daar met die trane loop, maar ek kyk uit aan die ander kant toe. En skielik begin die Here my hart breek. Ek wil nou vir jou sê dat niks gaan jou hart verander behalwe die Here nie. Niks gaan jou hart skuif behalwe die Here nie, maar bid net die gebed en sê, Here, breek my hart vir wat u hart breek. Here, vat my hart in u hand. Here, hier is my hart, doen met dit wat u wil. As ek een ding vir my kinders kan leer is om mense lief te hê. Is om te lewe vir mense. Ek en Jankie sit eendag gesels en hy sê vir my, pappa, ek het hierdie besigheidsplan, daai besigheidsplan, daai besigheidsplan. Ek sê vir hom, hoekom wil jy geld maak? Wat is jou rede? Sê ek weet nie, is lekker. Wat betaal die meeste? Ek sê met chom, as jy nie die Here se hart in dit kry nie, gaan dit jou sink. Hy sê vir okay, ek sal kerke bou. Ek sê ons kan daar begin. Ons kan daar begin. Dit is 'n goeie plek. Ons begin daar. Verstaan jy wat die Here vanoggend jou wil doen? Ek sien hoe die wind inkom. Ek sien hoe die wonderboom so bietjie verbrand. Ek sien hoe die Here met jou hart werk nou en ek sien hoe van julle geïrriteerd is en van julle nie. Want hoekom doen jy worship? Want is lekker? Nee, ek wil mense in sy teenwoordigheid inlei. Wel, daar het jy dit. Daar het jy dit. Dis kom jy dit doen. Vers 10. Verder sê die Here: Jy wil 'n wonderboom spaar waar jy geen arbei aan bestee het nie en wat jy nie groot gemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het. Maar ek mag Ninive die groot stad nie spaar nie, waar in meer as 120.000, ek sê 180, die Here sê meer, so ons kan met mekaar uitkom, amen. Hy sê, waar meer as 120.000 mense betrokke is, wil jy nie spaar nie. En die Here eindig net met 'n vraag vir hom, en hy sê vir hom, hy, word wakker, Jona. Ek gaan afsluit, en ek gaan vir jou sê, dalk verstaan jy nie die roeping nie, ons doen nog hierdie week roeping, en volgende week, ons begin nou eers met die genadegawes en met die Heilige Gees gawes. Kom join ons, kom Dinsdag. Ek sê nog toelaat om in te skryf. Kom ontdek jou roeping. Maar tweede, as jou mik nie ingestel is op mense nie, op watse vorm ook al, wil ek vir jou sê, dis tyd om dit reg te kry. Maak dit sin? Kom ons staan. Net daar waar jy staan, sê net, Here Jesus, Heilige Gees, ek gee myself as 'n lewende offer. Sê, Here, breek my hart vir wat u hart breek. Sê, Here, stel my mik in. Help my, Jesus.
En ek sien regtig hoe die Here kom en hy versterk jou arms, hy tel jou op, hy maak jou sterk, hy gee vir jou purpose. Laaste wil ek hê jy moet, as jy 'n offense het teenoor mense, net saggies daar op jouself, sê Here, U het baie genade vir my. Help my om dieselfde genade vir mense te hê. As die Heilige Gees net op jou hart, dan net jou hande so uit na die Here toe. Sê Here, breek net my hart, breek net my hart, breek net my hart, breek net my hart, breek net my hart. Daar begin dit insak. Come on, daar's die Here nou. Meer, Heilige Gees, breek ons harte. It's all you, Lord. Vriende, ek wil afsluit hiermee en so vanaand kyk ons 'n film fliek, die Dawid fliek. En interessant van Dawid is, die Here het net sy hart gesoek. Jy kan nie staan en sê, maar ek voel nie capable nie, verstaan, hoe gaan dit werk, hoe gaan dit? Al wat ek wil hê jy moet doen is, bring jou hart net voor hom, hierdie week, bring dit voor hom. En die Here kan uit daai plek uit, hy kies ons op ons harte, hy stuur vir 'n profeet, wat hierdie ouens haat na hulle toe, want hy weet wat in hulle harte gaan gebeur. Al wat ek sien is, ek sien harte wat voor hom kom, en dan sê die Here, okay, die res gaan ons aanwerk, gee my net eers jou hart wat sal breek vir my hart. Amen. So vanaand gaan daar popcorn wees. Okay. Sommige net dat julle mekaar kan gooi en die kerk kan vuil maak, ek weet nie wat. Nee. Daar's Coke en popcorn en ek sien uit daarna dat die Here, soos hy vir Dawid gesê het, ek kyk nie na sy gelaat nie, ek kyk nie na sy broers nie, maar na sy hart. Kom ons kry ons harte reg. Bless julle. As jy genesing nodig het, kom vorentoe, 'n profetiese woord of bevryding, ons is hier vir jou. Lief vir julle, lekker dag.